Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, lig in die skaduwees. Maar as hy bedroef het, ontferm hy hom na die grootheid van sy goedertierenhede, want nie van harte verdruk of bedroef hy die mensekinders nie. Klaagliedere hoofstuk 3 vers 32 en 33. Toe my oudste seun 16 jaar oud was hy siek. Sy saak is as kritiek beskou, en hy het ons na sy bed geroep en gesê, Vader, Moeder, dit sal moeilik wees vir julle om van julle oudste seun te skei. As die Here dit goed vind om my lewe te spaar, sal ek ter wille van julle gelukkig wees. As dit vir my beswil en die eer van sy naam is dat my lewe nou eindig, sal ek sê, dit is wel met my siel. Vader, gaan alleen en Moeder, gaan alleen en bid. Dan sal julle antwoord ontvang volgens die wil van my verlosser, wat julle liefhet en my ook liefhet. Hy was bang dat as ons saam sou buig om te bid, ons simpatie sou versterk en ons sou vra vir dit, wat dit nie die beste vir die Here sou wees om te gee nie. Ons het geen bewys ontvang dat ons seun sou herstel nie. Hy het gesterf en sy volle vertroue in Jesus ons verlosser gestel. Sy dood was 'n groot slag vir ons, maar dit was selfs in die dood 'n oorwinning, want sy lewe was saam met Christus in God verborge. Voor die dood van my oudste seun was my baba siek tot die dood toe. Ons het gebid en gedink dat die Here ons liefling sou spaar, maar ons het sy oë in die dood toegemaak en hom in Jesus te ruste gelê totdat die lewegewer sal kom om sy kosbare geliefdes tot 'n glorieryke onsterflikheid op te wek. Toe is my man, die getroue dienaar van Jesus Christus, wat 36 jaar lank aan my sy gestaan het, van my af weggeneem en ek is alleen agtergelaat om te arbei. Hy slaap in Jesus. Ek het geen trane om oor sy graf te stort nie, maar hoe mis ek hom? Die Here het my dikwels beveel, baie kleintjies voor die tyd van benoudheid weggelê moet word. Ons sal ons kinders weer sien. Ons sal hulle ontmoet en ken in die hemelse howe. Plaas jou vertroue in die Here en wees nie bang nie.